Dawid kon seker al 'n lewe gehad het, en seker met hom beter gegaan. Hy was tog 'n man na God se hart. Dawid verlos Israel van die Filistyne deur die reus te verslaan, hoewel hy nog 'n jong seun was. Hy veg as 'n dapper soldaat in die koning se weermag en die mense besing hom. Maar dit maak dat die koning van Israel jaloers word op Dawid en hy wil Dawid doodmaak. Maar weer eens, kyk net, ons kyk van buite af, maar probeer jou insien in Dawid se lewe. Absoluut gelowig. Hy glo aan Vader met sy hele lewe. Dis hoe hy die reus kon doodmaak. En dan is hy 'n absolute patriotiese Israeliet. Hy veg in die leer in die weermag van Israel en hy is die dapperste soldaat van almal. En die vrouens sing. Dawid het sy 10.000 doodgeslaan, maar ongelukkig sing hulle ook, maar Saul het sy 1000 doodgeslaan en Saul word absoluut jaloers. Wat het Dawid verkeerd gedoen in die hele situasie? Hy was amper te goed. Vir jare vlug Dawid die land vol om uit die koning se mag uit te kom, maar moet later tussen die Filistyne gaan bly, net om van die koning af weg te kom, want die koning wil hom fisies doodmaak. Nadat Saul in die oorlog gesterf het, word Dawid koning oor Israel. Uiteindelik het hy nou 'n goeie lewe. Nou, omdat hy net soos ons nie 'n volmaakte mens is nie, sondig hy pleeg egbreek. En hy vermoor iemand. En daardeur word hy 'n bespotting vir die vyande van God. 'n Geweldige moeilike tyd in Dawid se lewe. Dawid, as ons die psalms lees, is hy die een wat baie erg uitgesproke is teen mense wat buite die wil van God leef. En nou doen hy dit self. En hy is uitgevang. Dis nie asof hierdie ding in die openbaar gebeur het nie. Hy het dit weggesteek. En toe is dit geopenbaar. En wat 'n vernedering, wat 'n verleentheid. Hoe het hy met 'n reg op kop by die paleis uitgestap? Dis nie volk in. As iemand wat gister nog geraas het met die wat 'n sondige lewe lei, en vandag is hy die sondaar. En wat gebeur verder in sy lewe? Later wil sy eie seun sy troon by hom afneem. En dit lei tot burgeroorlog in Israel. God verlos egter vir Dawid van sy vyande, maar daardie vyand was Dawid se eie seun, Absalom. En Dawid se hart is verskeur. So Absalom is sy seun. Hy wil sy pa se troon vat. En daar ontstaan burgeroorlog. En Absalom verloor, maar hy betaal met sy lewe. En Dawid se hart is gebreek. Sy vyand is verslaan, maar sy vyand se eie seun. En die volk en die weermag verwag dat Dawid saam met hulle die triomf moet vier, maar Dawid se seun is dood. En dis hoekom ek sê sy hart is verskeur. Hy weet nie watter kant hy moet wees nie. Ook verkragt een van Dawid se seuns Dawid se dogter. Tot aan die einde van Dawid se lewe is daar stryd tussen sy seuns oor wie op die troon van hulle vader gaan sit. Maar net soos die res van die mensdom blaas hy ook die laaste asem uit. Hoekom sê ek al hierdie goeie? Perspektief, die groter prentjie. Staan 'n bietjie terug uit jou eie lewe uit. Kyk net deur ons eie oë na wat om ons aangaan. Vaar 'n bietjie op, gaan 'n bietjie hoër, kyk 'n bietjie verder. Kyk terug in die geskiedenis. Kyk ander mense se lewens. Sal ek Dawid wil ruil vir my eie lewe? Hy is die koning van Israel. 'n Man na God se hart, maar ek sien die kans vir sy lewe. Lyk my lewe dan nou nog so erg? Nee. Nee, ek sal maar myne hou.